Hartlike goeiemôre van my kant af ook. Reuse voorreg om hier vanoggend te kan wees. En terwyl jy daar sit, kan jy so lank saam met my, voor ek enigstens verder sê, so lank blaai, want ek weet normaalweg as ons begin blaai, dan blaai almal vir ure lank, of soms vir ure lank, of klomp minute lank, so blaai so lank saam met my. Dis 'n eenvoudige vers na 2 Korintiërs toe, 5. En terwyl jy blaai, geliefde vriende, wat 'n voorreg en ongelooflike getuienis dit is om hierdie jaar op hierdie 100 jaar viering een van die sprekers te wees. Toe ek nou ons aanvanklik gevra was om te spreek of om 'n getuie of om die boodskap te bring, was dit vir my nogals 'n groot uitdaging, want ek het gevoel altyd daar's baie ander wat baie beter as ek kan preek. Maar ek was nou onlangs op 'n konferensie of in die pelgrimdienste besef het, maar die Here het 'n sekere hy werk met deur sekere mense en hy wil vandag deur my werk. En ek moes so kom stil raak en Here vertrou en sê, Here, dankie. Dankie dat ek vandag die ene mag wees wat hier staan en die boodskap bring, die woord bring. En ek is waarlik opgewonde wat die Here op my hart kom plaas het. En ek vertrou waarlik dat u elkeen hier vanoggend sit met 'n verwagting, liewe vriende. Met 'n verwagting om te hoor wat Jesus vir u vanoggend gaan kom sê. Maar ja, liewe vriende, ons het begin met gebed. En ek wil net vra dat ons weer vir 'n oomblik sal stil word. En ek wil sommer vra, voor ons begin stil raak, liewe vriende, hoe het u vanoggend na die dienste gekom? Ek is baie lief daarvoor om so met 'n diens te begin, om te vra, hoe het u na hierdie dienste gekom? En, want baie van ons kom baie keer hiernatoe en ons is besig met klomp dinge in ons gedagtes, ons is dalk nog by die werk, of ons het dalk slegte nuus iewers gekry, en baie keer van hierdie goed weerhou ons om by dit uit te kom wat die Here met ons vanoggend wil deel. So, terwyl jy daar sit, mag u vir 'n oomblik net stil raak, en vir die Here sê, Here, mag ek oop wees teenoor u vanoggend, mag my hele denke, my hart, my gedagtes, alles wat my pla, net stil wees vanoggend, en mag ek u stem hoor in hierdie oomblik. Daar waar jy is, sluit die oom, en ek sal dan net kortliks afsluit, oor so 'n paar sekondes. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie oomblik, Here. Dankie dat ons in u woord weer kan stil word en vanoggend kan wag op u vir woord. Here, ek wil kom bid dat u my sal kom gebruik. Here, u weet, hierdie boodskap het ek vir u kom gee, en ek wil u vertrou vanoggend, Here, dat u sal spreek en deur my sal spreek. Hemelse Vader, ek bid vir elke liewe persoon wat vanoggend hier sit, dat hulle harte sal ontvanklik maak en sal oopmaak teenoor u, Here. Want dalk is dalk is daar net een persoon vanoggend met wie u wil ernstig ontmoet. Mag ons onsself oopmaak en ontvanklik maak. Dankie, Here, dat ons dit mag vra en mag bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ek het u gevra om saam met my in Handelinge 5, Korintiërs, saam met Korintiërs 5 oop te maak, maar ek wil u wel vra om ook u vinger by Handelinge 9 te hou. En ons gaan vanoggend uit Handelinge 9 ook werk, maar die skriflesing wat ek vanoggend waarmee ek gaan afskop is uit 2 Korintiërs 5 vers 17. Baie bekende vers, en ek gaan dit vir ons lees, en dit lees as volg. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Baie bekende vers, jy het dalk al dikwels gehoor, en ek lees net daardie eerste stuk weer. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Geliefde vriende, 6 Augustus 1945, 20 jaar na die AIB, die stigting van die AIB, het die wêreld vir altyd verander. Toe die VSA 'n atoombom met die naam van Little Boy oor die dorp van Hiroshima laat val het. 'n baie tragiese dag vir Japan.
vir die stad van Hiroshima. Binne sekondes is hele gesinne uitgewis. Geboue het ingestort, vuur het onbeheerbaar versprei en oorlewendes het ernstig brandwonde en bestraling opgedoen. Hiroshima het teen die einde van 1995 nagenoeg 140.000 mense verloor. 'n Tragiese verhaal wat op 1945 gebeur het, liewe vriende. Liewe vriende, stel jou voor, iets klein soos 'n voorwerp wat minder weeg as 'n engine blok, maar tog so wyd is soos die pad waarop ons elke dag ry. So 'n klein voorwerp, wel groot, lank, maar lig, het die lewens van Hiroshima op 1945 drasties verander. Die gevolge was katastrofies. En tot vandag toe was dinge nooit weer dieselfde in die dorp van Hiroshima nie, toe die atoombom van Little Boy op daardie dorp laat val is. Na die aanraking van daardie atoombom was niks meer dieselfde in daardie ou dorpie weer nie. Die gebou wat voorheen gestaan het nooit weer gestaan nie. Daar mag dalk ander gebou gestaan het. Die mense wat daar geleef het nooit weer daar geleef nie. Was mense wat aangeraak is, maar ernstig gewonde opgedoen het, maar niks was nooit weer dieselfde in daardie dorp. Maar selfs vir die wêreld, toe daardie atoombom val, was dinge anders in die wêreld. Liewe vriende, net so ook is dit as die Here 'n mens se lewe kom aanraak, is niks meer dieselfde nie. As die Here Jesus ons lewens kom aanraak, is niks meer dieselfde nie. En die Here Jesus het hierdie ongelooflike boodskap so rukkie terug op my hart kom lê, terwyl ek deur die Damaskuspad, ek noem dit die Damaskuspad, die tyd toe Saul wat Paulus toe geword het, op pad Damaskus toe was, het die Here 'n ongelooflike ontmoeting, die Here Jesus 'n ongelooflike ontmoeting met Saul gehad, en sy lewe het verander, en hy was nooit weer dieselfde. En soos ek deur daardie stuk 'n jaar terug beweeg het die Here vir my ongelooflike, of 3 interessante dinge kom uitwys, wat die Here in my lewe kom doen het. Ek besef toe, maar dit is presies wat die Here vir my kom doen het, en so verander het ek mee gepraat, en hulle getuig dieselfde. Maar liewe vriende, dit het my begin bekommer, soos ek hier die bediening in die wêreld, wel nie die wêreld, maar die Namibia toer, Suid-Afrika toer, en met mense praat en vra, liewe vriend, liewe jong mens, het Jesus jou lewe al aangeraak? En dikwels as ek met hulle praat en vra, het Jesus jou lewe al aangeraak? Dan is almal eerstes, ja, Jesus het my lewe aangeraak. En dan vra ek, wat het Jesus vir jou gedoen? Wat het verander? Wat het die aanraking van Jesus in jou lewe kom doen? En dan begin hulle verskillende antwoorde gee. En soos een antwoord na die ander begin ek bekommerd raak, en ek besef, hierdie persoon het nog nie waarlik tot aanraking met Jesus gekom nie. Ek gaan vanoggend, soos ek gesê het, deur die lewe van Saul 3 dinge uitlig, wat vir my baie kosbaar was, wat verander het in Saul se lewe, toe hy aanraking met Jesus gekom het. 1, gaan ek net so vinnig noem. 1, die veranderde Saul. Toe Jesus Saul aanraak, was hy verander. Nommer 2, die vervolgde Saul. Toe Jesus Saul aanraak, toe word hy ewe skielik vervolg. En nommer 3, die verklarende Saul. Ek gaan dit sommer deurtrek, die getuigende Saul. Toe Jesus Saul se lewe aanraak, wat vandag Paulus is, het hy begin tuig. Hy het getuig en verklaar dit wat Jesus in sy lewe kom doen het. Net so 'n bietjie agtergrond, ek glo meeste van ons weet wie Saul is, wie Paulus is. Paulus, baie bekende, baie nie belangrike, maar baie bekende karakter of persoon in die Bybel. Iemand wie nou ek baie opkyk. As ek na Saul en Paulus se lewe kyk, is daar baie dinge waarna ek opkyk. Maar Saul is van, net so 'n bietjie agtergrond, Saul is 'n fariseer gewees, geleerde,
onder die Gamaliërs. En hy het die Bybel geken, liewe vriende. Hy het geweet presies wat in die woord aangaan. Hy het alles geken. Maar hy was 'n vervolger van Christene gewees. Hy het alles geweet. Maar hy het nie die ware Jesus geken nie. Hy het geweet van wat die Here kan doen. Hy het geweet van baie dinge, maar nie Jesus persoonlik geken nie. Maar toe Jesus hom roep, in Handelinge 9 vers 4, roep die Here hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hierdie ontmoeting neem Saul se fisiese sig weg, maar maak sy geestelike oë oop, soos wat Lynnie vanoggend getuig het. Wat volg is een van die mees radikaalste transformasies in die geskiedenis van die vroeë kerke. En liewe vriende, daarmee wil ek sommer afskoop by die eerste verandering. Die eerste punt, die verandering van Saul. En verander is Saul, toe Jesus hom aanraak. Ons lees dan Handelinge 9 vers 20. As jy saam met my wil blaai soontoe, in Handelinge 9 vers 20, lees ons, is hy die een wat in Jerusalem diegene wat hierdie naam aanroep, wou uitroei nie. Ek wil dit regstel, dis Handelinge 9 vers 21. Is hy nie die een wat in Jerusalem diegene wat hierdie naam aanroep, wou uitroei nie. Die eerste teken vir verandering was onmiddellik. Onmiddellik het hy in die sinagoge begin verkondig dat Jesus seun van God is. Dis die eerste ding wat Saul verkondig het, of die eerste ding wat ons lees van Saul is, hy het in die sinagoge ingegaan en hy het verkondig. Liewe vriende, toe Jesus Saul, wat vandag Paulus se lewe aangeraak het, wat vandag Paulus genoem word, sy lewe aangeraak het dinge so verander, dat mense hom bevraagteken het, maar het gesien, hier staan hierdie man, en het hom bevraagteken, sê, is hierdie dieselfde man? Is dit hy wat ons vervolg het? Is dit hy wat hier staan vir ons vandag? En oomblikke later, het hy gepraat en gepreek, en hulle het geluister, want hy was 'n veranderde man, hy was anderste, as wat hy voorheen was. Ek lees onlangs van 'n verhaal van 'n man, wat aan alkohol verslaaf was. Hy was 'n alkoholist, totaal en al 'n alkoholist gewees. Geliefde vriende, sal jy my verskoon as ek my baadjie uittrek of my blazer. Ek voel ek gaan nou omdop. Ons in Namibië het tog altyd gedink dat geen ander plek vir ons enigstens warmer kan word as Noordoewer nie, maar ek kom agter Middelburg is anderste. So ons ek probeer maar hier nou net deur hierdie kom, maar hierdie is ongelooflik warm, maar dankie. Geliefde vriende, 'n storie van hierdie alkoholist. En hierdie alkoholist was so verslaaf gewees en hy het enigiets anders geken as drank nie. Sy lewe het bestaan uit drank. Dis wat hy gedoen het, dis wat hy gekoop het, dis al wat hy geken het. En een dag kom hy tot aanraking met Jesus. En Jesus verander sy hele lewe drasties. En hy het nooit weer sy lippe aan drank gesit nie. Vir jare het verbygegaan. Hy het nooit weer sy lippe aan drank gesit nie. Maar een dag kom iemand van vooraf, en dit was een van die ouens wat jare saam met hom in die kroeg spandeer het. En later kom daar nog 'n paar ouens by, en dis is toe sommige 'n paar van hulle gewees. En hulle vra toe vir hom, maar wat het gebeur? Waar is jy? Hoekom is jy nie met hoekom is jy nie in die kroeg nie? En hy vertel toe vir hulle wat in sy lewe gebeur het. En 'n paar dae gaan verby, en hy ontmoet hulle toe weer iewerste. En hulle begin te bespot, en hulle maak 'n grap van hom, nadat hy vertel het wat Jesus in sy lewe kom doen het. En een van hulle hak toe af, en sê, as jou Jesus reg is, hoekom kan hy nie vir ons water in wyn verander nie? En vir 'n oomblik staan hy stil, en hy dink vir homself, en hy reageer en sê, nee, my Jesus kan dalk nie water in wyn verander nie, maar my Jesus het vir my wyn en water verander.
Hy het wyn en water verander. My hele lewe was 'n wyn, dit was alles drank. Maar toe Jesus my aanraak, toe wil ek nie meer wyn drink nie. Toe wil ek nie meer die drank drink nie. Ek wou net nog water drink. Liewe vriende, as Jesus ons aanraak, dan verander dinge in 'n oogwink, drasties. Romeine 12, en word nie aan 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. As Jesus jou waarlik aanraak, liewe vriende, dan word, soos hierdie ou getuig het, dan word wyn verander in water. As ons in aanraking met Jesus kom, dan word dinge wat vir ons belangrik was, in ons ongeredde dae, nie meer belangrik nie. As ons in aanraking met Jesus kom, dan selfs die dinge wat ons dalk eens gerook het, dan raak dit nie meer vir ons belangrik nie. Die taal wat ons gepraat het, dan is dit nie meer die taal wat ons praat nie. As ons in aanraking met Jesus kom, dan selfs die dinge wat ons gekyk het, kyk ons nie meer nie. Daar is een van hierdie, gedurende hierdie jaar het ons getoer, en soos ons getoer het ons by baie skole 'n sekere lied gesing. Ons het ek dink een van ons koorlid, of die wat in die koor, dat beheer is van die koor, het die lied gevat en so 'n bietjie verander, maar die liedjie gaan, excuse, nou kom nou verloor, the things I used to do, I don't do them anymore. En ons het later, en ek onthou toe ons in Namibië het ons op self gesing, ons het baie keer gesing, the things I used to do, dat ons op later verander, the things I used to drink, I don't drink them anymore. The things I used to say, I don't say them anymore. Since I've been born again. En so gaan die liedjie aan. En liewe vriende, dit is ons presies wat Jesus kom doen. As ons in aanraking met Jesus kom, verander daar dinge in 'n oogwink. Geliefde vriend, mag ek u vra? As ek u vandag moet vra, het u in aanraking met Jesus al gekom het? Het u al in aanraking met Jesus gekom? En as u het, was daar verandering in die lewe gewees? Duidelike verandering? Ek was bekommerd as ek hierdie punt gebruik, dat selfs die godsdienstige gesê dat daar nie verandering was, maar gister kom bevestig die Here hierdie boodskap vir my, toe ek met 'n jong man praat wat op hierdie konferensie is. En hy kom en hy praat en hy vertel toe vir my hoe kosbaar hierdie diens gisteraand se diens vir hom was. En ek vra toe vir hom, maar het die Here met jou kom praat? Ken jy die Here? En hy sê vir my, oom, ek ken die Here. Laas jaar Desember het ek my lewe vir die Here Jesus gegee. Daar op die konferensie laas jaar. Hy sê toe vir my, hy het groot geword in 'n huis wat godsdienstig is. Hy ken die Bybel, hy weet, hy was hoeveel konferensies, op elke konferensie omtrent was hulle daar gewees. Maar laas jaar vir die eerste keer raak Jesus hom waarlik aan. En ek vra vir hom, jong man, maar toe Jesus jou aangeraak het, was enigiets nog dieselfde in jou lewe? Hy sê, oom, alles het verander. Liewe vriend, ek vra u vanoggend, soos u hier sit vanoggend, kan u getuig dat u in aanraking met Jesus al was? Maar as u dit getuig, dan moet daar verandering wees. Dan moet 'n verandering wees van 'n vorige lewe. Dinge wat ons gedoen het, dit doen ons nie meer. Maar selfs dalk in 'n godsdienstige huis groot geword. My hele hart het verander. Die dag toe ek Jesus aangeneem het as my persoonlike verlosser. Hier binne my het soveel dinge verander. Ek wou nie meer teruggaan na dieselfde vriende toe nie. Ek wou nie teruggaan na dieselfde taal wat ek voorheen gebruik het nie. Ek wou nie meer teruggaan na die dinge wat ek gedoen het in die verlede nie. Jesus het my waarlik verander. Net soos Melinnie vanoggend getuig het, hoe die Here haar kom red het, haar verlos het. En nie teruggegaan het na die ou dinge nie. Die tweede punt, die vervolgde Saul. Ons lees daar in Handelinge 9 vers 23 tot 25.
lees ons van die verandering, nie net van die verandering nie, maar die vervolging ook van Saul. Die Jode in Damaskus het hom probeer doodmaak en hy moes in die nag oor die stadmuur laat afsak geword het om te ontsnap. Liewe vriende, toe Saul tot aanraking met Jesus gekom het, toe ewe skielik die mense met wie hy gewandel het vir maande, vir jare, waar hom ewe skielik doodmaak. Die Fariseërs waarmee hy gewerk het, saam met wie hy vervolg het, wou ewe skielik hom doodmaak. Ek onthou, ek het laas jaar of 'n rukkie terug met 'n medewerker gewerk, en die meisie vertel toe vir my, een ding wat vir haar baie moeilik was, toe sy Jesus ontmoet het, toe sy tot aanraking met Jesus kom, en sy vertel toe vir ons, sy het groot geword in 'n normale huis, 'n huis wat Jesus gepraat het, Jesus geken het, of wel getuig het, maar sy het nooit Jesus geken nie. Maar in die skool waar sy groot geword het, was alles oor sport, was alles oor akademie, maar ook was alles oor die wêreld. Alhoewel die skool getuig van Christendom en alles, die skool alles behalwe Christendom maar wêreld verkondig en geleef. En sy sê, maar die dag toe Jesus haar lewe kom aanraak het, was daar was 'n verandering in 'n oomblik. En sy sê, want toe sy terug gaan skool toe, kon sy nie weer dieselfde dinge doen nie. Sy kon nie met dieselfde taal praat nie. Maar oor daai verandering aan lewe, het sy begin die woorde hoor van mense wat sê, Christene is nie meer welkom in ons kringe nie. Sy sê daai oomblik, toe sy dit hoor, voel sy dadelik uitgesluit. Maar dit was nie al nie. Die mense het begin stot, terwyl sy in die klas inkom, maak hulle grappe oor Jesus. Hulle kon nie meer dieselfde vriendskappe mee nie, want hulle wou nie meer met haar tyd spandeer nie. Hulle het haar een kant toe gestoot, en sy het haar stikkend gemaak. Liewe vriende, as ons praat van vervolging vandag, ken ons verskillende vervolging. Ons weet van vervolging wat in ander lande gebeur, waar mense so vervolg word, dat dit tot die dood gaan. Ons lees selfs van hier, Saulus, of Saul, wat hulle wou vervolg het, hulle wou hom doodmaak, oor dit wat Jesus in sy lewe kom doen het. Ons lees van ander voorbeelde, wat ander disippels, wat tot die dood vervolg was. Ons lees selfs van gevalle, waar van die mense in tronke opgeëindig het, oor Jesus. Dalk sit ons hier vanoggend en sê, maar Tyen, ek word dan nie vervolg in so 'n mate dat ek tot die dood vervolg word nie. Ek het nog nooit in die tronk gesit nie. Liewe vriende, het mag dalk nie wees dat ons in die tronk opgeëindig het dalk. Maar as ons waarlik aangeraak is in Jesus, dan het ons vriendegroepe, ons vriendekringe verander. Ons kan nie met dieselfde mense meer wandel nie. Ons kan nie met dieselfde mense dieselfde gesprekke voer nie. Ons kan nie meer dieselfde pad stap met hulle nie. En daardeur sal hulle jou vervolg. Hulle sal jou bespot. Hulle sal grappe maak oor jou. Ek sal nooit vergeet, toe ek daardie dag op een jeugkamp my lewe vir Jesus gegee het nie. En ek dink toe, dis die wonderlikste ding wat ooit in my lewe kan gebeur, dat ek Jesus aangeneem het as my persoonlike verlosser. En ek is terug op pad huis toe, en sodra ek by die huis toe aankom, en ek van hierdie Jesus wil praat, en hierdie Jesus wil getuig, kon ek sien, maar ek word snaaks gekyk. Ek onthou, ek was so vol van Jesus, ek wou net praat oor Jesus, en toe ek skool toe gaan, en my vriende vertel, julle moet wakker word, want julle mis uit op iets wat ek vir jare op uitgemis het. Ewe skielik word ek snaaks gekyk. Dit was nie eers 'n paar ure daarna nie, kom ek agter, maar die vriende verwerp my, stoot my een kant toe. Dit was nie eers die eerste naweek nie, en dan was nog steeds gekuier deur my vriende, en ewe skielik kom ek agter, ek kom volgende maandag terug by die huis, terug skool toe, en ek hoor die stories wat rondgaan, hoe hulle gekuier het die naweek, en ek was nie meer genooi nie. Dit was in 'n oogwink, toe ek my lewe vir Jesus gee, en Here my lewe kom aanraak, toe word ek nie meer genooi, ek word nie meer deel van die groepe nie, ek word verwerp, daar word bespot, daar word gelag, daar word grappe gemaak oor hierdie Jesus.
Geliefde vriend, ons lees in Matteus 5 vers 10 tot 12, of ons lees daar dat geseënd is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid van God. Kan ek u vra vandag, liewe vriend? Kan u vandag sê, u is al deur vervolging, u het dit al gesmaak, u ken dit, en ek wil nie weet of u dit ken tot die volgende vlak, tot die dood nie, of selfs nie tronk sit nie, maar as ons vandag sê, Jesus het my lewe kom aanraak, en ek ken Jesus vandag, Jesus het my lewe kom verander, dan moes daar al vervolging in die lewe gewees het. Al was dit net tot so vlak, dat mense nie met jou te doen wil hê nie, want jy ken Jesus. Die wêreld wil nie Jesus ken nie. Hulle haat Jesus, en hulle gaan jou ook haat. As jy waarlik aangeraak is deur Jesus, dan wil hulle jou nie ken nie. Hulle wil nie met jou op pad stap nie. Ken jy dit? Was jy al daar? Dalk deur familie. My eie familie het my begin wegstoot. My eie familie het begin na my kyk en sê, Tyron, jy is besig met nuttelose dinge. Hoekom wil jy jou lewe so wegsny? En jou lewe vir Jesus gee en die besluite wat jy maak, dit maak nie sin nie. Selfs familie het begin snaaks optree teenoor my en dinge sê wat seer gemaak het. Liewe vriend, ken u dit? Jong mens, as jy in die wêreldse kringe beweeg het en Jesus jou aangeraak het, moet jy dit tot in 'n mate ken. Die derde punt, die verklarende saal. Soos ek gesê het, ek trek dit deur, in ander woorde, die getuigende saal. Na sy transformasie en vervolging, het Saul begin getuig oor Jesus se werk in sy lewe. Ons lees daarvan in Handelinge 9 vers 26 tot 27. Toe hy Barnabas ontmoet het, het hulle saam begin getuig van die verandering wat Jesus gebring het. Barnabas het Saul by die disippels ingelei en getuig van sy ontmoeting met Jesus en die wonderwerk wat hy in Damaskus gedoen het. Geliefde vriende, dink daaraan so. As iemand die goeie nuus kry, van 'n genesingsmiddel van 'n siekte wat tot die dood moes lei. Daar's geen oplossing, maar hy kry die goeie nuus van 'n genesingsmiddel wat hom kan red. En hy kry die genesingsmiddel in sy hande. En hy neem dit en hy word genees. Dink jy daardie persoon sal stil bly oor hierdie genesing? Nee, liewe vriende. As iemand aangeraak word deur 'n genesingsmiddel van 'n siekte wat tot die dood lei, sal hy getuig en vertel. Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding. Liefde vriende, ek ontmoet 'n man klomp jare terug in Namibië by 'n kerkgeleentheid. En hy kom na my toe nadat ons iewers iets gedoen het. En hy praat met my oor Jesus en hy sê, dit is so lekker om vir 'n slag iemand te ontmoet wat oor Jesus kan praat. Wat kan luister wanneer ek hom wil vertel wat Jesus vir my kom doen het en oor Jesus kan saamgesels. Hy sê, maar is vir hom skrikwekkend toe hy onlangs van 'n kerkgeleentheid uit die diens uitstap en hulle begin toe praat oor die diens en die geleentheid of die boodskap en hulle praat so oor Jesus. Maar hy sê, toe hy die dorp kom en verder met en hierdie ouens weer raakloop, toe wil hy weer oor Jesus met hulle praat. Hy wil hulle verder oor Jesus en daardie oomblik toe hy begin oor Jesus praat, toe stop daardie mense en sê, hoorie, jong man, ons praat nie nou oor Jesus nie. As ons weer by die kerk is, kan ons oor Jesus praat. Liewe vriende, hoeveel mense is daar wat in kerke Sondag van een Sondag na die volgende Sondag sit, maar nie tot aanraking met Jesus al was nie. Wat deur goeie werk in hulle godsdienst daar sit en dink hulle is op pad hemel toe, maar nie Jesus ken nie. Wat glad nie
'n getuienis het nie. Net soos hierdie jong man vir my vertel het. Hy wil oor Jesus praat, hy wil vir almal vertel. Maar toe hy besef, hierdie mense wil nie oor Jesus praat, hy besef hy, maar dan het nie almal dalk Jesus nie. En vir die eerste keer kom hy tot hom, maar nie almal ken Jesus. Sodra Jesus in jou is, wil jy net praat oor Jesus. En hy kon nie ophou praat oor Jesus nie. Liewe vriende, toe Jesus my lewe kom aanraak het, was die laaste ding, my gedagtes was die wêreld, maar ek wou net nog oor Jesus praat. Ek wou net vertel het van wat Jesus in my lewe kom het. Ek kon nie stil bly nie. Ek sit vandag toe ek voorberei, of gisteraand, en ek sit en dink toe, die dag toe ek tot aanraking met Jesus gekom het. Ek onthou so goed. Ek het selfs Bybelstudies gereël, vriende oorgenooi, en ek kan nie eens onthou wat ek gepreek het nie. Maar ek is seker daarvan ek het Jesus gepreek. Ek het nie eens geweet hoe om te preek nie. Ek het nie geweet wat is die struktuur van 'n Bybelstudie nie. Ek het nie geweet waar ek begin nie. Maar ek het daai Bybel oopgemaak, of die woord, die lewende woord ek oopgemaak, en ek het net oor Jesus begin praat. Want ek het geweet dat daar mense, my vriende, ken nie Jesus. Ek het geweet daar's mense daar buite wat verlore is, wat op soeke is na antwoorde en nie antwoorde kry nie. Net soos ek op soeke was, want toe Jesus my aanraak, besef ek, daar is meer. En ek wou net getuig het, ek wou net praat. Hoeveel ander het ek al ontmoet, wat vertel het, toe Jesus hulle aanraak, toe kon hulle nie meer stil bly oor Jesus nie. Liewe konferensieganger, ek vra weer, was u al in aanraking met die lewende Jesus Christus? As, dan wil jy nie stil bly oor wat Jesus in jou lewe kom doen het. Dan wil jy nie dit vir jouself hou wat Jesus vir jou kom verander het nie. Sit jy dalk hier so vandag en sê, Jesus het my lewe kom aanraak, maar het nog nooit vir iemand vertel van Jesus nie, of vertel wat Jesus vir jou kom doen het nie? Geliefde vriende, 3 dinge wat ons duidelik opgetel het van Saul se lewe, 3 dinge wat dadelik tekens was van sy verandering. Hy was anders. Hy was nie net anders nie, hy was vervolg. Hy was nie net vervolg nie, maar hy het verklaar wat Jesus in sy lewe kom doen. Hy het getuig daarvan. Liewe vriend, as Jesus lewendig is in jou, as hy jou aangeraak het, sal daai 3 dinge by jou ook moet dit ook by jou teenwoordig wees. Ken jy dit? Het jy al waarlik ontmoeting met Jesus gehad? Wat jou lewe verander het? As nie, soek hom vandag, liewe vriend. Kom soos jy is en maak die saak uit, terwyl jy nog die kans het. Ek lees onlangs van 'n skilder wat weke lank gewerk het aan 'n skildery van die vervolgde seun. En hy het ure in hierdie skildery ingesit. Hy het lank gesit. Hy het vir hom die hele weg uitgeteken of geskilder. Hy het selfs die verlore of die vader aan een kant gehad wat met opgewondenheid aan een kant staan. En toe hy nader aan die einde beweeg, was daar een ding wat kort. En daar was die verlore seun. En hy sê toe vir homself, hy gaan nou gaan soek na iemand wat vir hom hierdie model kan wees. Wat hierdie verlore seun kan uitbeeld, wat hy kan skilder. En hy gaan soek toe daar in Londen, rond op die strate, vir iemand wat baie verwaarloos is, iemand wat jy kan sien, die gesig is, op die gesig straal niks meer nie, hy is so verlore en so moeg vir die ellende en alles, en hy kry toe iemand, hy sê, jong man, ek sal vir jou betaal, ek sal vir jou ete betaal, en ek sal jou betaal om net vir my model môreoggend te wees, sodat ek jou kan skilder op een van my prente. En die jongman stem toe en hy sê, ja, ek sal dit doen, en ek sal môreoggend 6:00 by oom wees. En die man betaal toe die jongman en daar gaan hy. Die volgende oggend, toe hy weer kyk, toe erken hy die jongman nie meer. Want toe met die geld wat hy gekry het, waar hy betaal het hy vir homself nuwe klere gaan koop. Hy het vir hom seep gaan koop, homself gewas, om homself 'n hele nuwe mens gemaak.
En toe die man na hom so kyk en sê, en besef, maar, dis nie wat hy soek nie. Ek het jou gevra, soos jy is, moet jy kom. Want ek het iemand nodig gehad, wat daai einste beeld uitbeeld. Maar jy moes kom soos jy is, ek kan jou nie meer gebruik nie. Gaan weg maar van my af asseblief. Geliefde vriend, konferensieganger, oom en tannie, jong dame, jong man. As jy vandag sit en jy weet, jy vertel vir mense, jy was tot aanraking met Jesus, maar daar is nog nie hierdie verandering gewees, daar was nie een van hierdie tekens in jou lewe al nie, dan is ek bekommerd. Maar, geliefde jong mens, oom en tannie, maar is nog nie te laat nie. Die Here sê vir ons, kom soos jy is. Jesaja 55 vers sê, soek die Here, terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Ek wil jou vandag nooi, as jy een van hulle is, wat nog nie waarlik tot aanraking met Jesus gekom het nie, wil ek jou nooi om Jesus in jou lewe te laat, sodat jy ook kan aanraak en waarlik kan verander. Dat hy alles kan verander, soos wat hy het vir my gedoen het, en klompie ander. Ek nooi vandag uit. Moenie met trots sit nie, moenie met hoogmoed wil sit en wonder, wat gaan die mense dink as ek nou moet vanoggend moet opstaan, of moet 'n draai maak by die gebedskamer, of selfs een van ons werkers vir die hand moet gryp en sê, bid tog asseblief saam met my. Vergeet van alles wat om jou aangaan. Maar ek nooi jou vandag uit. Maak daardie saak uit. Jong mens, oom en tannie, as u nog nie tot waarlike aanraking met Jesus was nie. Ons tyd is kort, en ons weet nie hoeveel ons oor het van hierdie leeftyd nie. As ons vandag moet sterf, het u waarlik sekerheid. Maar Jesus se bloed aan die kruis, Jesus se sterf aan die kruis, is genoeg om vandag vir jou te verlos, om jou so aan te raak, dat alles verander, dat jou lewe net wil getuig oor Jesus, dat die dinge wat jy gedoen het, jy het nooit weer wil doen, en selfs, hy sal het so verander, dat selfs, dat die mense van die wêreld jou nie wil hê nie, maar Jesus gaan nog steeds vir jou genoeg wees. Mense gaan jou vervolg, maar dit sal vir jou genoeg wees. Jesus sal vir jou genoeg wees. Wil jy nie vandag daardie keuse maak nie? Dankie. Vriende, dit is 'n kosbare waarheid. As iemand in Jesus is hulle 'n nuwe skepsel. En ek dink as ons dit nou net eenvoudig kan opsom, as enige persoon by die konferensie nou gaan aankom en sê, maar 6 ton trok het my nou net getref, maar daar's nie 'n skrapie op hulle nie. Vriende, ons sal weet, en ons sal sê, jy lieg, dit het nie met jou gebeur nie. Dis onmoontlik dat so groot ding jou getref het, en daar's geen verandering in jou lewe. As ek net by my broer kan aansluit. Vriende, is nie moeg om te lieg, om te sê, maar die Here het my lewe verander, maar niemand kan dit sien nie. Is nie moeg om 'n slaaf van die sonde te wees nie. Is nie moeg om die hel te vrees. Om te weet, jy kan jok vir jouself, jy kan jok vir die mense, maar jy kan nie vir die Here lieg nie. Vriende, is nie moeg nie. Kom dan vandag na hom. Daai vers wat Tyre mee afgesluit, was my so kosbaar. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Vriende, hy is nou nog te vind. Hy is nou nog naby. Asseblief, kom uit, as u weet, is die regtig, ons sal saam met u bid. Ek gaan vra dat ons dan staande sal afsluit met lied 175 in die blou boekies. Ons gaan die eerste 3 verse sing, en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that
but the blood of Jesus. For my cleansing this I see, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other ground I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can forsake atone, nothing but the blood of Jesus. No good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other ground I know, nothing but the blood of Jesus. Hemel Vader, Here ons dankie vir die bloed van Jesus Christus. Vader, die bloed wat gestort was, Vader, van die lam van God, wat geslag was vir die sondes van die wêreld. En ek dank U, Vader, dat in Jesus se bloed ons vergewe kan word, ons gereinig kan word van alle sonde. Dankie vir die belofte. Vader, ek bid vir elke persoon wat hier is, Vader, wat nog steeds vir hulle self lieg, wat sê hulle is verander, hulle is 'n nuwe skepsel, maar daar is geen verandering in hul lewe nie. Here, asseblief, ons bid, bring hulle na die kruis, dat hulle ook in die bloed van Jesus skoon gewas kan word. U sê vir ons, U sal niemand wegwys na wat na my toe kom, maar ons moet kom. O Vader, mag hulle kom terwyl U nog naby is, terwyl U nog te vind is. Ons vra U nie uit verdienste, maar in Jesus naam alleen. Amen.